julle, welkom by ons volgende podcast. Ons verdiep podcast is daar om so bietjie te gesels rondom die woord van Sondag. So vandag kuier ek saam met Pastor JP en dan ek Ilse Voliter en dit is ons lekker om julle saam met ons hier te hê. Pastor Ilse Voliter. Pastor Ilse Voliter, ja. So Ding om aan gewoon te raak, nee. yeah, it's something different, but I love it. I love the honor. Ek dink dit is die regte ding. Verseker, die voorreg. Die voorreg, ja. So dis lekker. En dan lekker om saam met jou te kuier vandag, Ja. Pastor. Soos altyd, is lekker om hier te wees, lekker om saam met julle te kuier in julle kombuise, in julle karre, waar ook al julle is. Yes. If you're listening, watching, wat ook al, Ja. jy het die opsie, dis iets nice. En dan so gepraat van, ons het alles hierdie op 'n klomp verskeie platforms, so as jy saam kuier, luister, die idee is om so 'n bietjie meer diepte te kry oor wat die woord is en wat ons Sondag gedeel het, en dan is dit vir jou beskikbaar en jy kan dit deel met die volgende persoon, dis die idee daarvan. Ja. So please do that. Dis 'n manier om ons te help. Ek dink om 'n bietjie behind the scenes te kry. As ons sê deel, share dit. Die rede hoekom ons dit sê is want elke keer as jy die like knoppie druk en elke keer as jy die share knoppie druk en elke keer as jy ietsie comment, dan sê dit vir die algoritme dat mense ons video like, wat beteken ons reach gaan net groter wees. Yes. En ons wil hê hierdie boodskap, jy weet die boodskap van die evangelie, die boodskap van die woord moet die wêreld wyd gaan. Jy weet, almal wat dit kan hoor, moet dit hoor. Yes. En dit is ons doel met dit. So as daar so 'n stukkie evangelis in iemand is, dan is dit wat jy dit doen. Like and share. Ja, maklik. Easy. Nou Pastor, 'n geloof wat fight was jou hoofoordenking Sondagoggend gewees. Jy het bietjie met ons gedeel. Ek het geloof jy het gedeel in Markus 5. So dit was lekker. En dan ons het bietjie vroeër gesels in die verdiep. Julle is welkom om dit ook te kyk, maar oor wat jou toenadering was, die gedagte. Ek en jy het gesels, dit was my mooi dat jy wou die punt bybring dat dit is om na Jesus toe te fight in geloof. Ja, ek dink jy weet, geloof wat fight. Ek het die grap so half tong in die kies gesê in die begin van die preek in my inleiding, wat ek sê die geloof waarvan ek praat as ek praat van 'n geloof wat fight, is nie 'n gewelddadige geloof. Nee. Jy weet wat met vuiste of met swaarde soos wat Petrus dit wou doen. Ek praat nie van daai tipe geloof nie. Ek praat nie van 'n opstandige geloof. Ek praat van 'n geloof wat jou dryf om by Jesus uit te kom. 'n geloof wat veroorsaak dat jy sê ek kan nie anders as om by Jesus uit te kom. Sure. Ek kan nie anders nie. Dit is vir my te belangrik om by Jesus uit te kom, as enigiets anders. Ja. En so dit is die idee daarvan. Ek het baie gedink oor die naam van die tema. Jy weet, en 'n geloof wat fight het uitgekom, want die ding is, jy kan sê fighting faith en dis goed, maar dit verloor die impak. Ek wou die fokus bring op fight. Jy weet, jy kan sê dis 'n geloof wat veg, 'n geloof wat beklei, maar daar's min woorde soos fight wat verduidelik wat dit is. Ja, ek dink hy het hom raak gevat. Ja, dis die desperaatheid daarin. Jy weet, om daar te kom, as jy kyk na die storie. Absolutely. Dis my mooi, jy sê, daar by Jesus. Ek het, soos ek sê, voor die tyd het ons bietjie gesels, en dit het vir my 'n mooi perspektief gesit oor wat jy Sondag gedeel het. Dit gaan nie oor 'n reward waarvoor jy veg, of 'n oorlog en daar's 'n wenner op die ou einde nie. Die geloof is daar om by Jesus Christus uit te kom. Ja. Is dit nie maar ultimately die doel van geloof, ons geloof in Jesus Christus nie. So ek het dit was vir my mooi, dit het vir my mooi uitgestaan. Ek soveel keer fight ons is bereid om te fight. Die wêreld is bereid om te fight, maar Petrus wat bereid was om die oor af te sny, die zealots,
Hulle was daar gewees, rebellion, but dit is nie wat Jesus vir ons kom bring het nie. Ja. En die woord het dit mooi tafel toe gebring. Ek dink wat jy sê is so waar. Almal het iets waarvoor hulle bereid is om te fight. Jy weet, en dis daai ding is jy bereid om te doen wat jy kan en te doen wat in jou ruimte van possibility is om by Jesus uit te kom. Jy weet, dis die vraag wat gevra word. Ons fight elke dag amper, jy weet, vir sekere goed. Jy weet, ek sal my vingers stompies beklei. Ek het dit al gesê in 'n preek vir die eenheid van hierdie kerk. Because where there is unity, there is a blessing. Amen. En I like to think that ek is true to the word, jy weet wat ek gesê het. Ja. En dieselfde met hierdie is as jy te trots is om na Jesus toe te kom. Nou ons kan 'n bietjie gaan kyk na die karakters in die storie wat ek uitgelig het, maar die lank en die kort daarvan is as jy te trots is om tot by Jesus te kom om vir hom te vra vir hulp. Jy weet, dit is 'n gevaarlike plek om te wees. Sure. Is nie 'n goeie plek om te wees nie. Of as jy in die verdiep video het jy gepraat van the fear of man. Ja. En as the fear of man jou weghou van the son of man, dan jy weet, Ja. that's ja. a dangerous place. Dis 'n plek waar jy gaan moet werk insit. Ja. Jy weet, as jy gewillig is, dan is die ding, daar's 'n keuse wat gemaak moet word. Is dit nie dat ons bang is, so net so 'n bietjie agtergrond, ons het gepraat van the fear of man. So jy het 2 karakters uitgelig in jou preek Sondag van Jairus en dan die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Ons kan nou lekker gesels oor hulle, maar die een ding wat hulle in gemeen gehad het, is die feit dat hulle bang was vir dit wat die mens gaan doen. Jairus rondom die aansien, die pointing of fingers wat hy gaan sê, ja maar kyk daai ou, daai leier. En dan hierdie vrou wat geskuld gaan word verder, wat reeds uitgeskop is, en dat hulle albei nog steeds bang is om vir mense se reaksie maak nie saak wat hulle sosiale omstandighede is nie. En dan het hulle net op 'n plek gekom en hulle het altyd besef, maar hulle moet Jesus Christus hê. En dis waar jou woord so mooi bymekaar gekom het en hulle in geloof deur pushing through the crowd, verby al hierdie opinies dalk vandag waar ons sit. En ons het hierdie mense wat vingers dalk wys. Ons het gepraat oor die tieners wat jou cancel culture het. So jy het al die ouderdomme. En dan sê hulle, okay, but ek love hoe jy sê the Son of God. En hoe hulle absoluut na hom toe dan gaan. En dan sê hulle, nothing else matters. Ja. Ons is bereid om vorentoe te druk vir hom. Ja, ek love it, want die karakters, jy weet, ons moet nie vergeet nie, ja, hierdie is 'n storie wat ons nou na kyk en ons kry voorbeelde daaruit, maar hierdie is 'n historiese gebeurtenis wat gebeur het. It really happened. Dit het regtig gebeur. Dis hoekom die woord sê dat Jairus was 'n raadslid van die sinagoges, jy weet. Hy's 'n leier, hy's 'n geestelike leier in daardie omgewing. In my voorbereiding lees ek 'n bietjie op daarna en een van die dinge is die fariseërs wat by die tempel gewerk het. Die skrifgeleerdes, die amper sê ek hoofkantoor, maar soos die head office van die sinagoges. Ja. Die fariseërs sou die raadslede aangestel het. Wat beteken dat hulle het geweet wat Jairus se karakter is. Hulle het geweet wie hy is. Hulle het sy familie geken. Hulle het sy sy beginsels geken. Daar was 'n verhouding tussen hom en die fariseërs. Die fariseërs het 'n paar hoofstukke terug alreeds saamgesweer om Jesus dood te maak. So vir Jairus wat die fariseërs geken het, die hart van die fariseërs geken het, die tradisies van die fariseërs geken het, moes geweet het dat as hy na Jesus toe gaan in die publiek, dan sou dit hom iets gekos het. Ja. Dieselfde met die vrou, jy weet, ek het dit in die verdiep video gesê, dat Jairus het dalk meer gehad om te verloor. Maar die enigste rede hoekom hy meer gehad het om te verloor, is want die vrou het reeds alles verloor. Ja. So sy het niks meer oor gehad nie. En dis die beautiful ding van hierdie verhaal, is dat dit maak nie saak wie jy is in die samelewing. Yep. Dit maak nie saak wat jy het
wie jy is, wat se posisie jy het, Jou wat konteks. daai goed is irrelevant teenoor die vraag, gaan jy daai geloof wat fight, gaan jy daai geloof hê, en gaan jy sê dat dit maak nie saak wat ek verloor nie, ek moet by Jesus uitkom, of gaan jy terugstaan? Jy weet, die woord sê dit nie vir ons uitdruklik nie, maar ek kan imagine dat binne in hulle albei was daar 'n bietjie van 'n striweligheid, want dis mensnatuur. Ja, Jy weet, as ons ons almal. 'n altarcall doen, daar's striweligheid en jy sien dit, want dis asof wie gaan eerste opstaan. Ja. Ek wil nou nie die een wees wat eerste opstaan nie. Nee, En dit is soos daar's daai striweling binne in hulle en hulle het altyd iets om te verloor, hulle het altyd iets om prys te gee. Die vrou wat weet dat die mense gaan nie happy wees met haar as hulle moet hoor dat sy deur hulle geskaaf het en aan hulle geraak het, want sy was onrein. Ja, Die wet het haar onrein verklaar en die wet het verklaar enigiets en enigiemand aan wie sy raak sal dan ook onrein gewees het. So sy was hierdie social outcast gewees. Glad nie 'n belangrike, ek sê dit in kwotasies, ja, volgens mense. volgens mense, die labels wat die mense op hulle gesit het. En tog het sy gesê, maar ek gee nie om dit nie. Ek moet by hom uitkom. Die beautiful ding van haar storie is waar Jesus omdraai. En ek het dit genoem in die woord, en weer eens die woord sê dit nie uitdruklik nie, maar dit is asof sy hierdie idee gehad het van, okay, ek gaan agterin kom, ek gaan net aan sy kleed raak, ek gaan gesond word, en dan kan hy aangaan met sy goed. Ek wil nie 'n groot sien op my hê nie, ek wil nie die aandag op my hê nie, ek wil net 'n aanraking hê, and that's it. Maar Jesus vat 'n oomblik, draai om, en kyk vir haar, en die woord sê, sy het geskrik, sy was bang, sy het voor hom neergeval, en verduidelik hoekom sy gedoen het, wat sy gedoen het. En sy sou daar gewees het, en die mense sou om haar gestaan het, en vir haar aangekyk het, en haar vir Jesus gekyk het, en gesê het, hoorie, maar, gaan jy iets hier omtrent hierdie vrou hoe doen? laat jy hierdie toe? Ja, wat nou aan jou geraak het, ons is nou onrein, en jy is nou onrein, en Jesus vat hierdie oomblik om haar te sê, dis nie meer wie jy is nie. En haar identiteit verander, en hy sê, dogter, Yes. jou geloof het jou gered. So dis vir my die mooi ding van die upper class in society, en dan die mense wat voel dat hulle niks werd is. Daar's iewerste in hierdie pas jy in. Ja, En jy kan relate met hierdie storie. Want ons het al almal gevoel soos die vrou. Ons het al almal gevoel soos Jairus. Ons het al almal gevoel asof, jy weet, ek weet nie of ek kan nie, want I'm gonna give something up ja. vir dit. Maar dis wanneer die geloof inkom en sê, it's not about that. Ek Daar's moet iets by meer. Jesus uitkom. Ek moet by Jesus uitkom. Ek geniet altyd die verhaal van die vrou met die bloedvloeiing, juis oor daai oomblik wat dis besig en is dit nie wanneer jy in daai konteks is dat jy voel so minderwaardig om Jesus se aandag te kry. Partykeer dan voel ons maar ek kan nie vra nie. As ek reg is, het jy Sondag in jou preek ook genoem. Jy weet, ons voel dat hy's te besig of we can't do Hy's this. besig met belangrike dinge. Daar's Met my klein issuetjies. dit is maar dis juis om geloof te hê in die kleiner goed ook, om te besef wie is ons in ons waarde in Christus, wat dan deur haar identiteit reggekom het. En dan dink ek altyd dis hierdie plein vol mense, is hierdie sien en almal is besig en Jesus is eintlik op pad na afspraak toe. En hy doen nie moeite en hy sê, maar my dogter, jy is belangrik genoeg, en hy stop by haar en hy gee haar die genoegsame aandag en dit wat sy nodig het, die krag wat sy nodig gehad het van Jesus. Ja. En dit vloei uit om uit en hy kom herstel haar en sy kan aangaan. Ja. En dan is dit soveel keer ek en jy wat sê, maar ek is nie waardig genoeg nie. En is dalk die kyker en jy kom op 'n Sondagoggend en jy voel, ja, maar ek het net genoeg gehad om myself vanoggend uit die bed uit te kry en te sleep tot by die diens, en ek het net daai oomblik nodig. En dit kan op 'n Sondagoggend gebeur, want daai aanraking met Jesus is genoeg. Ja. En dan continue om daai geloof net na te jaag, om te sê dat ek bly opstaan en ek bly Jesus soek op die einde. Dis my special van die hele konteks van daai.
Dit is, en ek het dit Sondag ook uitgewys, maar net die uitbeelding van die evangelie in hulle ontmoeting, Ja, waar volgens die wet is sy onrein. ja. Sy mag nie tempel toe gaan nie. Sy mag nie sinagoge toe gaan nie. Sy mag nie deelneem aan die normale gebruike en die normale social gatherings en social activities van die gemeenskap nie. Sy mag nie daaraan deelneem nie. Sy mag aan niemand raak nie. Haar vriende, haar familie verwyd haar, verstoot haar, sê hoorie, moenie naby my kom nie. Sy's onrein. Soos wat sonde 'n mens onrein maak. Ja, Jy weet, soos wat volgens die wet jou skuldig laat staan voor God. Maar wanneer sy aan Jesus raak, volgens die wet, vat hy dan die onreinheid. Maar dis nie waar dit stop nie. Hy vat haar onreinheid en dan draai hy terug en dan gee hy vir haar, onthou, hy is die seun van God. En dan gee hy vir haar sy identiteit. En sê ek, maar nou is jy dogter. Ek sal jou, en dis wat Jesus doen met ons. yes. Ek sal jou onreinheid vat, en ek gee vir jou my sonship, of my daughtership, as jy net so wil wees, maar, Jou plek, jou identiteit. ja, hy is die groot plekreiler, as ek dit so kan sê. Ek sal jou plek vat. Jou onreinheid sal ek op my vat, en dan my righteousness sal ek dit vir jou gee. So ek kon nie dit mis. Ek kon nie die storie vertel in Sondag en nie dit noem nie. Dis Jy weet, dit was half 'n side ding in my woord, maar ek het gedog is so profound van hierdie uitbeelding van die evangelie, om te sê ek sal jou onreinheid, ek sal jou sonde op my vat, en dan vat jy my righteousness. daai moment op die kruis. Dis dit. Dis presies dit. Hy kom en hy sê hy vat dit. Hy vat ons wonde, our transgressions en ek vat en hy gee net dan die vryheid en jou lewe verander van daai oomblik af. Maar een ding, you need to realize it. Hulle albei het gegaan en gesê, maar ek is fisies bereid om deur die goed te gaan om in geloof dan te pursue, want dit kos jou iets. Ja. Dit mag dalk, is nie noodwendig dat dit altyd moet nie. Ons het baie keer 'n opgestelde idee, maar ons moet bereid wees om dit alles prys te gee. En dan te sê, okay, I'll keep on pursuing my faith in Jesus. En dis die ding, is ek het die woord afgesluit met hulle albei dieselfde keuse wat voor hulle gehad het. Yes. En ultimately, almal wat daar was, het dieselfde keuse gehad. En almal wat nou hierdie storie lees, jy weet, almal wat luister, almal wat nou is, het hierdie keuse om te sê, gaan ek dit pursue? Gaan ek vorentoe gaan om tot by Jesus te kom, of gaan ek terugval? En sê, maybe another time. Jy weet, ek wonder partykeer, regtig, hoeveel mense was daar, wat na Jesus toe wou gaan. En toe sien hy vir Jairus, en toe sê hy soos, okay, ek is nie so belangrik soos hy nie. Jy weet, ek is nie so belangrik soos hierdie raadslid van die sinagoge nie. Hy is 'n gesiende man. Laat Jesus eerder sy dogter gaan, en ek sal dalk, as Jesus terugkom, met hom gesels. Hoeveel van hulle was daar gewees? En dan hierdie vrou wat uitstaan en sê, hy's op pad so te wag. Ek het eers 'n aanraking nodig, en dat sy dit gedoen het. Want dis wat dit is ons is baie keer in die kerk, en dan wonder ek, jy weet, ons maak hierdie altar calls, en ons het die altarwerkers wat bid vir mense, wat mense na die Here toe lei, wat bid vir genesing, wat bid vir al hierdie amazing wonderwerk en breakthroughs en goed, en dan staan mense wat dalk sit in die banke en sê, hulle is besig, ek weet nie of hy by my gaan stilstaan nie, en is soos, nee, gaan vorentoe, hê daai boldness. Dis my gebed, is dat jy daai fighting faith, daai geloof wat fight, sal hê, wat sê, ek kan nie anders nie, ek moet vorentoe gaan, ek moet by hom kom. Ja. Ek sit en dink aan die mense wat sy aangeraak het in die crowd. Daai keuse wat hulle dan by gestaan het, is wat jy van praat, maar daai dag het hulle die vrou gesien tot, jy weet, genesing, en dan dat haar geloof dan gelei het tot die volgende, want dis wat ons doen, ons gaan, en dan is dit deur ons encounter wat ons
vir mense gaan vertel wat met ons gebeur het. En ander mense is dan veronderstel om daardeur tot bekering te kom. En dan wonder ek altyd, die mense aan wie sy geraak het wat nou onrein was, het hulle genoeg gehad binne hulle om te besef dat hoor hier is iets groter as al hierdie reëls en al hierdie goeders. Daar was plek vir dit. Jy weet, ons sê nie die konteks, daar's plek vir dit gewees, maar dat Jesus iets anders gebring het, 'n waarheid en dan die evangelie om elkeen los te maak. Ja, ek wonder. Ek wens partykeer die skrywers sou net 'n voetnoot daarin gesit het wat gesê het, o ja, en toe het hulle they lived happily ever after. Ja, wat ek al, maar dis waar die gaps inkom en dis waar ons 'n bietjie ons imaginations laat gaan. Maar dit is so, ek wonder of daar mense was. Ek is seker daar was mense wat al geken het wat kwaad was vir die feit dat sy nou net verby my geskaaf het en aan my geraak het en my onrein gemaak het. En dan was daar mense wat kwaad was, maar wat gesien het wat Jesus gedoen het. En gedog het, joh, maar sy's nou rein. Wat beteken dit vir my? Kan ek rein wees soos wat sy nou rein is? Kan ek ook 'n aanraking hê met Jesus? En ek dink dit is die groot ding. Die snaakse ding vir my is na die tyd. Toe hierdie nou gebeur het, toe kom daar mense van Jairus se huis af en sê, maar jou dogtertjie het dit nie gemaak nie. En Jesus se woorde was, sy's nie dood nie, sy slaap net. En die volgende sin was, en hulle het vir haar gelag, of hulle het vir hom gelag. En is soos, het jy nie gesien wat het nou net gebeur nie? Jy weet, Jesus het nou net hierdie wonderwerk gedoen. Iemand wat onrein was vir 12 jaar lank, rein gemaak. En nou lag julle vir hom. Omdat hy, jy weet, allude na iets toe. En ek sit en ek worstel met hierdie ding van, hoe kan hulle lag vir hom as hulle nou net gesien het wat hy gedoen het? En dis dieselfde vraag, hoe kan die disippels sulke klein gelowiges wees, volgens hom, as hulle gesien het hoe loop hy op die water, en hoe maak hy die mense, en dit is waar die Heilige Gees my kom herinner het, dat it's human nature. Dus it is absolutely human nature. Vrees, doubt en ongeloof is embedded in human nature. En dis hoekom ons 'n geloof nodig het wat fight. Want ons het iets nodig om dit te counteract. En dit is die geloof. En ek glo 1 Korintiërs 12 wat praat van die geestelike gawes. Daai geloof wat hy noem is ek glo dit is dit. Is dat om op die moeilikste van oomblikke om te sê I still trust. Ek glo nog steeds. Ek gaan nog steeds by sy voete wees. Al is my dogtertjie dood op die bed, gaan ek nog steeds glo. Gaan ek nog steeds vertrou. Al sê die mense vir my is dood. Het jy geweet wat het hulle vir Jairus gesê? Hulle het gekom na hom toe, né? Dis baie interessant. Ek het nie tyd gehad om dit te share in my preek nie, maar hulle het na hom toe gekom, gesê hoor jou dogtertjie is dood. Hoekom pla jy? Die Engels sê why bother the teacher anymore? Dis verby, daar is in 'n geval niks meer wat ek kan. Dis verby. Wat help dit jy gaan nog na Jesus toe? En is dit nie presies wat die wêreld nog sê nie? Maar hoorie, dit pop nou net in my kop in, maar dit is nou nie gemik op iemand nie. Maar hoorie, die siekte is te ver versprei. Wat help dit jy bid nog? It's a lost cause. Wat help dit jy gaan nog na Jesus toe? Wat help dit jy en dis wat hulle vir Jairus gesê het, jy weet, en Jesus kom en hy kom en praat met die dogtertjie en hy sê Talita kum en hy sê dogtertjie raak wakker en sy staan op. En hy bewys net weer eens wie hy is. En ek kyk na hierdie storie en dis jy kan al hierdie goedjies uittrek en ons kan baie chat oor dit. Maar wat hierdie storie vir my wys is twee goed is people are or sometimes horrible. Ja, in seer oomblikke. Die mensdom is partykeer. Kan jy imagine jy het nou net nuus gekry. Jou dogtertjie is dood. En die mense sit soos hou op vir Jesus plat. En jou dogtertjie is dood, is verby. Dis verskriklik rof. Jy weet? So jy dit en dan net people are horrible but Jesus is great. Dis die ander deel van die storie en dis die deel wat uitstaan vir my. Of jy nou 'n Jairus is wat geld, roem, status en posisie het en of jy nou soos hierdie vrou is wat niks het nie.
hy het tyd vir jou en hy Hy het het, tyd vir jou, hy hoor jou noodkreet. So ja, dit is he will stop. ja. Daar waar jy is, jou konteks, ek dink as dit een ding is uit jou woord van Sondag, is dit jou konteks maak nie saak nie, jou seisoen maak nie saak nie, die geloof. Jy praat oor mense wat so vinnig val, al het hulle nou net 'n wonderwerk gesien. En ek stem saam met jou, dis die mense natuur. Jesus het soveel wonderwerk gedoen. Fariseërs het dit gesien, maar dit is nooit die oortuiging nie. Daai geloof praat van 'n oortuiging in jou hart. Ja. As 'n dieper ding wat veronderstel is om te Ja. gebeur, en dan besef ons, okay, maar ons moet alles gee om Jesus te volg. There's a difference. Is nie werke nie, is nie wonderwerke nie, dit gaan nie daaroor nie. Ons moet daai oortuiging vir onsself kry. Ja. En jy sien dit in mense. Jy sien as iemand daai oomblik gehad het en hulle is bereid, hulle is ewe skielik bereid om op te staan. Hulle is ewe skielik bereid om Jesus se naam te verkondig aan hulle werksomgewing. En dan is dit mense wat jy dink, ja, ek ken jou nie so nie. Ja, What happened, jy weet, en ja, dit is wat dit is. it's something afresh, maar daai ding het in hulle hart gebeur. En hulle is bereid om dit alles prys te gee, dit maak nie saak nie. En hoe mooi die Here net getrou is. En soveel keer is dit nie dat die hele wêreld en elke vrees wat hulle gehad het uitmekaar uitval vir daai persoon nie. Ja. Maar Jesus kom en hy amplify en hy maak soveel beter dit wat daai persoon gehad het. Ja. En that's what he does. Dit is. Ja, soos ek sê, jy kan baie goed uit hierdie storie uithaal. Een van die dinge wat vir my uitgestaan het, wat ek ook nie gemention het in my preek nie, was die feit dat Jairus voor Jesus kom kniel het. Jy weet, en dit klink vir ons soos 'n ja, okay, dis nou nie 'n groot storie. Julle moet besef die konteks, die historiese konteks. Dis wat mense by hom sou doen. Ja. Jy weet, om 'n blessing te ontvang. Dis wat mense by die sinagoge sou doen. Dis 'n teken van absolute surrendering to the authority. Yes. Dis wat dit is. En dis hoekom dit so groot deel sou wees vir die Fariseërs. Want nou is hierdie ou wat hulle aangestel het, nou surrender hy tot die authority van iemand wat hulle tradisies alles minag. Ja. En dit is die groot ding daarvan. En there's a thing in the act of kneeling. Jy weet, waar jy alle forme van pride remove. Jy weet, ek het dit genoem in my preek, maar wat roem, status, jy kan geld daarin sit, besittings, jy weet, al daai goed, daar's 'n gevaar wat daarmee saamgaan. Dis nie verkeerd om daai goed te hê nie. Nee, but it comes with great responsibility. Maar daar's 'n gevaar wat daarmee saamkom, is dat daai goed kan baie vinnig trots in die mens se natuur laat uitspring. En trots lei tot hoogmoed, en hoogmoed hou jou weg van Jesus af. So dis die groot ding, en wat ek love van Jairus is hy het al hierdie dinge, hy het status en hy het posisie en hy het respek van die gemeenskap, en hy kom en en dis juist dit, is hy sê hy gaan nie laat hierdie goed, die trots wat hy dalk mag hê, gaan hom nie terughou nie. So 'n fighting faith, of 'n geloof wat fight selfs deur enige vorm van pride. Jy weet wat ons almal maar het. Ja. Almal sit met trots tot op 'n mate, jy weet, en daai geloof druk deur die trots. En sê nie op my krag nie, nie op my roem nie op my status nie op my posisie nie, maar op die genade van die Here. Amen. En dis die ding. Ek love Jairus se storie, jy weet, dit is ek weet die fokus is op die vrou. Jy weet, want dis hierdie groot sien wat gebeur. Maar dis snaaks as jy Matteus gaan lees. Matteus se account. Dan so die storie van die vrou met bloedvloeiing gebeur in al 3 van die sinoptiese evangelies. So Matteus, Markus en Lukas. Al 3 van hulle vertel die storie. Matteus is anders as Markus en Lukas in die feit dat hy nie baie detail gee nie. So hy handel dit amper asof dit soos 'n side character is. Soos Jairus het gekom by Jesus en hulle was op pad
En terwyl hulle op pad was, sy hierdie vrou gewees en ja, sy is 12 jaar, maar toe word sy genees en toe gaan ons aan. Sy's alright. Jy weet, ja, sy's fine, maar die storie, hy fokus meer op Jairus se storie en sy dogtertjie se storie. En as jy dit gaan lees, ek love sy storie, want dit stel 'n bietjie daai konteks. ja, en dit stel die voorbeeld. Jy weet, dit stel die voorbeeld van wees versigtig vir trots en hoogmoed aan sy kant. Maar net so aan die vrou se kant, wees versigtig vir 'n minagting van jouself. Wees versigtig vir 'n so lae selfbeeld dat jou lae selfbeeld jou weghou van Jesus. Ja, want dit word ook trots. Ja. Jy's te trots om hulp te vra. Ek weet nie of jy al van die konsep van humble bragging gehoor het nie. Maar dis wat dit is. Dis is ek is so lonely. Ek is die mees humble. Ja. The most humble. The most humble. En dis die gevaar wat dit kom. Jy weet die verskil tussen want ek het ook al die vrae gehoor, maar jy weet die Here soek aanbidding. Hoe is dit nie trots nie? En ek het al gedink hieraan en ek dink ek het 'n goeie antwoord. En miskien kan ons 'n bietjie daaroor chat, maar dis nie trots nie, want it recognizes reality. Trots, pride, is when your ego goes above reality. So wat ek bedoel daarby is, wanneer God worship vra van sy mense af, is nie, it's not pride, because he is God, and we are creatures, jy weet, en in die hierarchy van dinge, it is appropriate for the creature to worship the creator. Ja, wanneer jy trots is as 'n mens, dan begin jy jouself elevate bo wat jy regtig is. So dit kan albei kante toe gaan, soos ek net gesê het. Maar jou ego stel jouself belangriker as wat jy regtig is. Ja, hoe ook al daai prentjie lyk. Waar ook al jy more val. important or so unfixable for the creator to be able to fix you. Ja. Dit imply, en hierdie is wat pride en hoogmoed is. It implies my standard is better than God's standard. Jy weet, dis wat met die vyand gebeur het. Hy wou op die berg van God gaan sit het, in die hemele. Hy wou sy standaard was volgens hom beter as God se standaard. En hy het 'n baie harde les geleer as gevolg daarvan. Maar dis wat hoogmoed is. Jy weet, dit is wat onvergifnis is, om te sê ek weier om jou te vergewe. Wel God is bereid om daai persoon te vergewe. So who are you not to? So dis presies, so dis pride, dit is hoogmoed. Dit is so ja, nie om te sê dat jy nie belangrik is nie. Ek dink die hele storie gaan oor God is bereid om by jou stil te staan. Maar moenie toelaat dat wie jy is en wat jy het, of wie jy nie is nie en wat jy nie het nie, moenie toelaat dat dit in die pad kom. En dat jou menslike natuur en jou menslike trots in die pad kom, om jou weg te hou van Jesus af. Dit maak jou onwerkbaar. Unteachable. You cannot be used in albei konteks. En die oomblik wat jy nie gebruik kan word nie, kan Jesus se liggie binne in jou nie skyn nie. Dit laat my nou, daar's hierdie gedig of skryfstuk wat praat oor what is our greatest fear. Ek was dit nou dag in die kantoor gelees. En dan praat hy oor die feit dat ons idee, our playing small does not benefit the world. En dan andersom ook. So jy is absoluut net besig om toe te laat dat die vrees, wat ook al jou vrees is, jou onbruikbaar te maak. En dan kan die lig wat Jesus Christus vir elkeen van ons gegee het, nie skyn nie. Dan mis jy dit. Dan is jy, whatever your calling, jy gaan dit missing the mark. Dis sonde. En dan kan ons nie enigiets vir Jesus doen nie. Nou evangelism, daar's soveel wat daarby uitvloei. En ek dink ons dink baie keer, maar dit moet lyk soos 'n Jairus. Dis die enigste mense wat hoogmoedig is. Dis net die wat geld en aansien alles, hulle het alles, they're missing. Maar en ek soos jy sê, mense bedoel niks, 'n victim mentality.
of 'n inferior mindset Ja. maak jou ook nie usable nie. Ja. Want jy sê dan eintlik in effek, Here, maar jy is nie magtig of kragtig genoeg om my te kan red of my te kan fix in wat ook al ek lack nie. So Ja. it's Dis- not possible. Dit is ook 'n vorm van hoogmoed. Dit is 'n vorm van hoogmoed. Ironies Ja, dink ek in ja. taalkunde as ons gaan kyk. Laagmoed, ek weet nie wat om dit te noem. Ek weet, but you're not usable. Ja. Ja, and that's the danger. En ek Ja. dink hierdie storie van Jairus en hierdie vrou beeld uit juis hoe dit moet lyk. Ja. Albei kante toe. Jy weet, Sure. en dis hoekom ek toe ek voorberei het, toe ek moet sê die Here het baie met my gepraat op 'n persoonlike vlak. Te sê hoor Ek hierso, kan dink. wees versigtig dat jy nie te trots word of te Ja. vasklou aan jou skills of jou wie jy is en jy weet wat jy het en goed. Wees versigtig want en ek dink dit is 'n ding wat ons almal vir onsself moet sê is Ja, definitief. daar's 'n ding wat gebeur, nê, in die kerk. Daar's 'n ding wat gebeur waar as 'n geestelike leier val, morally, dan is daai ding van en dan hoor ons wat het hy gedoen, jy weet hy verneek op sy vrou of wat ook al. Dan Whatever. wat ook al, maar dis die groot een. Dan is dit soos, "Jo, ek sal dit nooit doen nie." En ek sê altyd, okay, maar hoor nou, want die rede hoekom hy dit gedoen het, is want hy's mens. En wanneer ek dit sê, dan sê ek hy het 'n human nature. En weens human nature, vrees, doubt, ongeloof, daai goed is embedded in human nature. Dis daai goed wat veroorsaak dat hy dit gedoen het. En ons moet besef dat daai human nature nog steeds in my is. En ek is nie gevrywaar van daai goed nie. En dis hoekom dit belangrik is vir my om by Jesus uit te kom. Want as ek by Jesus uitkom, dan kan hy my hierdie ongeloof en doubt en vrees en hierdie evilness wat in my is, kan hy verwyder. Maar as ek buite sy teenwoordigheid bly, dan gaan daai goed kultiveer binne in my en ek kan nie sê, jy weet, my human nature is my human nature. Ja, daar gaan results wees van jou human nature of from the Holy Spirit. Dus resist the devil and he will flee from you. Ja. Humble yourselves. Ja. Is wel voor dit en dan praat dit van om Jesus toe te nader en dis hoe ons battle, dis hoe ons dan dit doen. Maar pastor op Sondag se woord, as jy alles bymekaar kry en jy het soos 'n word of knowledge wat jy wil hê, elke persoon moet huis toe vat, as hulle enigiets mis, is dit, wat sal jy sê is dit vir die kykker? Ek gaan dit probeer in Engels sê. My gedagtes reis. Getting all the strings together. Ja. You cannot afford not to be in his presence. Oh, wow. Jy kan dit nie bekostig om nie in sy teenwoordigheid te wees nie. Amen. Die kostes is te duur. As jy dink jou roem en goed is 'n duur prys, die cost of not going to Jesus is so much more. Amen. There's nothing more. Love it. Pastor, dankie. Ek het Sondagoggend geniet. Ek geniet die stukkies wat ons nie noodwendig alles van die kansel af kan hoor nie. Dis lekker om te weet en dan om in Jesus se teenwoordigheid saam met jou te kuier. Verseker. En dan vir die kykker daar buite, mag hierdie vir jou 'n impak gee. Mag jy weet om nie vir 'n oomblik nie die prys te wil betaal om by Jesus Christus te wees nie. Om keep on pursuing, keep on persevering and don't give up, want Jesus hoor jou, Jesus sien jou en hy's elke oomblik saam met jou. So moenie opgee nie. En dan deel hierdie, soos ons sê, vir die persoon wat dalk dit nodig het, wat nodig het om te hoor dat Jesus daar is and he's reachable vir elkeen. You can just like it, share it en dan kry ons die woord in die evangelie vir die mense daar buite. Dankie julle. Dankie.